Goeiemôre gemeente. Dit is groot voorreg om Exodus uiteindelik vir ons klaar te maak. Dit was 'n lekker avontuur. En ons is uiteindelik by Exodus 40 waarvoor alles opgebou het. En so ek sien uit om God se woord met julle te deel vanoggend. My naam is Ruben. Ek is deel van die span by Ligpunt. As jy my nie ken nie, sal ek jou baie graag wil ontmoet en beter leer ken. Ek gaan vir ons bid en dan kan ons inspring in God se woord. Hemelgod en Vader, dit is so groot voorreg om as U mense by mekaar te kom. En Here, dit is 'n groot voorreg om van U woord, U lewende woord wat vandag met ons praat te hoor. Here, ek wil bid dat die Heilige Gees wat in ons woon nou kragtig sal werk om die oë van ons harte oop te maak en insig te gee tot dit wat U met ons wil deel en vir ons wil sê. Ons bid hier in Jesus se naam. Amen. Vriende, daar is sekere groot oomblikke in ons lewens waar alles opbou na een groot punt toe. Maande of dalk selfs jare se beplanning en afwagting vir hierdie groot oomblik en dan wonder ons, gaan dit wees soos ons gehoop het? Vir my was daai dag natuurlik toe ek getrou het. Dit was maande se beplanning en ek wens ek kon sê ek het bygedra tot die beplanning, maar ek het definitief gehoor van die beplanning en al die spesifieke ekstreme detail wat ingaan in die tafels en die borde en die kersse en die blomme en wat ook al nog in die venue moet wees en dan nog die groot afwagting vir die eintlike groot oomblik wanneer die bruid moet instap. En so jy vra jouself, gaan al hierdie wees soos ons gehoop het? Gaan dit wees wat ons gehoop het? Nou vriende, Exodus bou vir ons so 'n oomblik en net veel groter. Van hoofstuk 25 af sê God, hulle moet vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan vertoef. En so vir hoofstukke lank luister ons baie geduldig na ons lesers en ons predikers vir hierdie heiligdom wat voorberei word. Elke detail, elke maat, elke stuk materiaal. En dan kom daardie oomblik. Alles is reg, alles is gereed. En die vraag is, gaan God in ons midde kom woon? Anders gestel, gaan ons sy heilige teenwoordigheid kan geniet? Dis die groot vraag, gaan ons sy heilige teenwoordigheid kan geniet? Vriende, om hierdie vraag te antwoord, moet ons terugkyk, onthou waar ons is, dan sal ons in die teks inspring en kyk wat dit vir ons beteken. So kom ons kyk terug, die eerste punt, die gereedmaak vir die tabernakel. As jy onlangs bygekom het, ons is in die laaste hoofstuk van Exodus, en om die gewig hiervan te verstaan, moet ons onthou, waarvoor is die tabernakel gebou? Wat was die doel van die oefening al die hoofstukke lank? Daarvoor moet ons teruggaan na Genesis, in die tuin van Eden, waar die mens God se teenwoordigheid verloor het weens die sondeval. Maar God is genadig, en soos kom in Exodus en hy red Israel uit Egipte, hy bring hulle tot die berg Sinai en hy sê, ek sal vir julle 'n God wees, julle moet vir my 'n volk wees. En toe beloof God in Exodus 25, as julle heiligdom maak, gaan ek in julle midde kom vertoef. Vriende, die tabernakel is die plek waar God wil kom woon in herstel van hierdie verhouding wat verlore was in Genesis. En so die verbond is gemaak en al die instruksies is gegee, maar dan tref die ramp. Exodus 32, die goue kalf. Die groot vraag wat spanning bou in die middel van Exodus en wat spanning bou tot en met hoofstuk 40 is, sal God nog in hierdie hardnekkige volk se midde wil woon? Dis die vraag wat spanning bou. En wat dan volg is, Moses tree in as middelaar vir Israel. God is genadig. Hy vernuwe die verbond wat hy gemaak het. En daar kom daar hierdie reeks presiese beskrywings van die eintlike bou van die tabernakel. Maar ons moet vra, hoekom? Hoekom kry ons soveel moeite en soveel detail oor presies hoe alles gemaak is, as ons voor die kalf
al die detail gekry het oor wat hulle moes maak. Want vriende, 3 keer voor die kalf, het Israel beloof, dat alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. Maar hulle het nie. Goud, wat bestem was om 'n tempelkandelaar te maak, is in plaas daarvan in 'n kalf gevorm. Vriende, die wonder van Eksodus 35 tot 40, wat ons in die laaste weke gesien het, is dat God se genade wen. En dank sy genade is Israel gehoorsaam. Die goud wat bestem was om 'n kandelaar te maak, is tot 'n kandelaar gemaak. En alles wat die Here gespreek het, het hulle gedoen, presies volgens die instruksies. En hierdie is vir ons 'n bewys, en vir Israel 'n bewys, dat alles regtig weer op koers is. En so volledig is die herstel van die verhouding tussen die Here en sy mense, dat is asof die hele hartseer saak met die kalf nooit gebeur het nie. En so kom ons by Eksodus 40, die finale groot oomblik. Die verhouding is herstel. Gaan God nou kom om te woon in die midde van sy mense, maar meer gaan hulle sy teenwoordigheid kan geniet. Vriende, om te verstaan hoe om te dink oor Eksodus 40 en veral wat die laaste paar weke gebeur het, wil ek julle moet saam met my dink aan wat ons ervaar het in die prentjie van 'n Lego stel. Okay, so 'n Lego stel, jy weet as jy hom kry, dat jy kry al hierdie Lego stukkies in verskillende sakkies. Nou al hierdie Lego stukkies is gebou in die fabriek in presiese kleure, presiese vorms, presiese mates, en dan kry jy dit in die sakkies met 'n boekie van instruksies oor hoe presies hierdie Lego stukkies aan mekaar gebou moet word. Nou dis wat ons presies hier kry in Eksodus 40. Voor Eksodus 40 is al die Lego stukkies gebou. Elke deel van die tabernakel is bymekaar gesit in die vorm en maat. En nou kom ons by Eksodus 40 en aan die begin kry Moses die Lego stel met die instruksiespapier en in die eerste verse 1 tot 16 kry Moses die instruksies van God af en hy lees dit. Okay, hierdie is hoe die Lego stel mekaar gebou moet word. En in die middelste gedeelte van verse 16 tot 33 sien ons hoe Moses actually al die Lego stukkies aan mekaar sit soos God wil hê hy moet. En dan daarna sien ons uiteindelik God kom om te woon in die tabernakel. En so hier is wat ons gaan sien. En so kom ons spring in die teks in. Grense van die tabernakel, verse 1 tot 15. Vriende, in vers 1 sien ons baie duidelik hoe die Here met Moses gepraat het. Dis sy instruksies, nie mense nie. En dit beklemtoon God gegewe instruksies. En in vers 2 sien ons die presiese datum wanneer hierdie gebou mag word. Op die eerste dag van die eerste maand moet jy die tabernakel, die tent van ontmoeting, oprig. Hierdie datum merk ongeveer presiese jaar vandat Israel uit Egipte gered is. En is nie toevallig nie, dis 'n liturgiese nuwe begin. 'n Nuwejaarsdag van Israel se vrygekoopte kalender. Dan word daar baie spesifieke instruksies gegee. Ek weet ons baie detail en ons het laasweek gesien min of meer lyk die tabernakel, maar volg net bietjie saam my oor hoe hierdie instruksies gegee word. Ek gaan dit bietjie paraphrase, maar volg die ark van die getuienis kom agter die voorhangsel. Bring die tafel in, steek aan die menorah, weer Afrikaanse woord, kandelaar of lampstander, sit die goue altaar voor die ark en plaas die gordyn voor die ingang na die tabernakel. En die brandofferaltaar kom ook voor die ingang van die tabernakel. Die waskom kom tussen die tent van ontmoeting en die altaar. Vers 8, jy moet die binneplein rondom afskerm en die gordyn by die ingang van die binneplein hang. Let ons iets op, iets vreemd so bietjie hierso. Dit klink asof dit nie baie maklik is om in hierdie tabernakel in te kom nie. Agter, voor, tussen, afskerm, gordyn. Dink aan die woord gordyn, dit word oral in ons teks herhaal. Die doel van 'n gordyn is redelik eenvoudig, dit verhoed enige lig of sig van buite na die binnekant van 'n huis. Maar sien, die gordyn hier is nie 'n nice see-through gordyn nie, dit is 'n 400% blackout curtain. En is vir 'n spesifieke doel.
Dis nie toevallig nie, dit kommunikeer 'n boodskap. Daar is grense tussen God en Israel. Hoekom? Want God is anders. Hy is heilig en Israel is sondig. En so sy tent is nie enige tent nie. Die hele tabernakel is opgestel om nie by die heilige God te kan uitkom nie. Verbeel jou wat Moses hier moes dink. God het gesê hy wil in ons midde kom woon. Maar gaan ons regtig sy teenwoordigheid kan geniet? Verse 9 tot 15 beklemtoon die idee verder van afsondering, waaraan Aaron en sy seuns gesalf word. En dis 'n afsondering van die alledaags vir die allerheiligste, want hierdie is nie 'n normale tent nie. En Aaron se seuns het nie 'n normale werk nie. Hulle is middelaars tussen God en Israel se nood. Dan sien ons verder die olie wat gegee word, en die olie skep verdere grense en gereedheid vir God se heerlikheid. Alles skree vir ons hier, dis anders, dit behoort aan God, en God is heilig, jy kan nie net in sy huis instap nie. En dan eindig ons eerste punt, met 'n ongelooflike vers 16. Moses het dit toegedoen, alles wat die Here hom beveel het, het hy net so gedoen. Hierdie is gehoorsaamheid. En dis wat ons sien in verse 17 tot 33. Gehoorsaamheid vir die tabernakel. Wat ons hier kry, is 'n presiese uitvoering van al die instruksies wat God vir Moses gegee het in verse 1 tot 15. Moses het die lege gestel, hy het die instruksies uit die boekie, nou sit hy dit aan mekaar, presies soos hy moes. En hoe dit aan mekaar sit was redelik vinnig. Jy kon die tabernakel binne 'n dag opslaan en afslaan. En dit was baie doeltreffend, want vir Israel moes hulle reis gereeld deur die woestyn. So die tabernakel moes vinnig by mekaar kan kom. Maar dan iets wat anders is en fascinerend hier is dat na elke bladsy van die instruksies lees ons Moses het uitgevoer soos die Here Moses beveel het. Ons het dit laasweek ook gesien met al Israel se werk wat hulle gedoen het soos die Here Moses of soos die Here Israel beveel het. Maar hier's iets anders hier. Ons kry hierdie herhaling presies 7 keer. Is nie toevallig nie. Dit vat ons terug na Genesis, waar God sy woonplek met mense gebou het in 7 dae. Ons het al hierdie gesien, vriende, maar die tabernakel is 'n ego van Eden, die kosmiese struktuur van God se woning. Byvoorbeeld soos God op dag 4 die ligte aan die hemelgewelf geskep het, so het Moses in die 4de aksie die lampe aangesteek. En dan eindig hierdie bou van die tabernakel met die woorde in vers 33. So het Moses die werk afgehandel, wat weer 'n ego is van Genesis 2 vers 2, waar God na die skepping klaar was met sy werk wat hy gedoen het. Vriende, die tabernakel is 'n nuwe skepping met 'n spesifieke doel, die herstel van die verlore verhouding in Eden. Maar gaan dit Eden wees? Vriende, Moses se gehoorsaamheid is so noukeurig en so geduldig en soos die Here beveel het, dat dit beklemtoon vir ons die belangrikheid van hierdie gehoorsaamheid vir God se teenwoordigheid. Wanneer God kom, is dit die vrug van sy gehoorsaamheid. Moses is hier besig om saam met die volk te erken dat hierdie is 'n godvreesende God. Hy is genadig en barmhartig en regverdig en hy is die skepper van die heelal, en wat ons vir hom hier bou is die plek waar die hemel en aarde gaan ontmoet. En so die tabernakel is voltooi. Die heiligdom is gemaak. En God kan nou in Israel se midde kom woon. Dit was baie. Maar hier kom dit nou. Na 39 hoofstukke en 33 verse, lees ons vers 34. Die wolk het die tent van ontmoeting bedek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel gevul.
Imagine hierdie prentjie, die wolk wat Israel gesien het van ver op die berg Sinai en die heerlikheid wat beskryf word in Eksodus 24 as 'n verterende vuur op die kruin van die berg wat vrees onder Israel gebring het. Hierdie heerlikheid, hierdie heilige teenwoordigheid kom, vul die tabernakel in die midde van Israel. En hierdie wolk bedek die tent. Hemel en aarde kom bymekaar. Dit is 'n glorieryke oomblik. God is in die midde van Israel. Maar hy is nie net in hulle midde nie, want die wolk verteenwoordig nie net God se teenwoordigheid nie, maar ook God se leiding in verse 36 en 38. Dit beteken God se leiding en God se woning is een en dieselfde ding. En so God is hier met die wolk oor die tent en die groot vraag, gaan ons nou sy heilige teenwoordigheid kan geniet? En dis hier, vriende, waar iets baie interessant gebeur. Die heerlikheid van God is so gewigtig, so heilig en besonders, dat ons lees in vers 35, Moses kon nie in die tent van ontmoeting ingaan nie, omdat die wolk daaroor vertoef het en die heerlikheid van die Here die tabernakel gevul het. Moses, die middelaar van Israel, die vriend van God, die een wat nou net perfek gehoorsaam was, kon nie die tent binnegaan nie. Regtig? Wat is fout? Vriende, die wolk het die tent bedek, terwyl God se heerlikheid die tent vul. Daar is nie plek vir Moses nie. Hierdie wolk is nie net 'n teken van teenwoordigheid nie, maar van bedekking van God se teenwoordigheid, sodat hulle nie God se heerlikheid kan sien nie. En ons het al hierdie sien afspeel. As ons terugdink aan Eksodus 33, het Moses self vir God gevra, toon asseblief u heerlikheid aan my. En wat het God geantwoord? Jy kan nie my gesig sien nie. Want 'n mens kan my nie sien en bly leef nie. Vriende, die punt is, dit is nie moontlik vir enige mens om God te sien en te bly lewe nie. Jy sal sterf. Dink aan 'n baie mistige oggend by die see. Jy hoor die golwe, jy ruik die soutreuk, jy weet die berg is daar iewers, maar jy kan dit nie sien nie. En daarom kan jy dit nie ten volle geniet nie. Wat ons sien, soos die boek van Eksodus eindig, is dat geen persoon van Adam se geslag, selfs die perfekste voorbeeld, het enige staanplek in die teenwoordigheid van die heerlikheid van God nie. En so hier is die groot oomblik, die groot dag. Gaan ons sy heilige teenwoordigheid kan geniet? Ja en nee. Sien, God is met hulle. Dit is asemrowend dat hy in hulle midde is. Maar hulle het nie toegang tot hom nie. Daar is verhouding, maar daar is nie gemeenskap nie. Intimiteit, nabyheid of vrymoedigheid nie. Vriende, die punt is eintlik baie mooi en verpletterend op dieselfde oomblik. Dat die probleem van toegang tot God word nie deur die tabernakel opgelos nie. Die probleem van toegang tot God word nie deur die tabernakel opgelos nie. Dit vertel jou waar God is, maar dit kan jou nie laat ingaan nie. Hier is nie Eden soos Israel gehoop het dit gaan wees nie. En so die vraag wat ons moet vra is, wat was die doel van die tabernakel? Al hierdie hoofstukke, al hierdie instruksies, al hierdie uitvoerings, hoekom kon hulle nie God ten volle geniet nie? Want vriende, en hier is die belangrike punt,
Die Nuwe Testament wys vir ons dat die uiteindelike doel van die tabernakel was nog altyd die hemelse realiteit. Wat ons moet verstaan, is dat Hebreërs 8 sê dat die tabernakel was 'n skaduwee van die hemelse werklikheid. Elke afdeling en elke toerusting in die aardse tabernakel het 'n meer volmaakte en werklike kopie daarvan in die hemelse werklikheid. Want wat ons hier het is 'n Lego tabernakel. Wat dit beteken is dat soos enige Lego stel is dit 'n kopie en 'n prentjie en 'n skaduwee van die werklike ding. Sien, ek kan my Lego boot bou en dit is 'n boot, hy kan dryf. Maar ons almal weet, dit is 'n skaduwee van die werklike skip daar buite op die see. En net soos ek nie kan verwag van my Lego boot om die volle realiteit te wees nie, kan ons nie van die Lego tabernakel verwag om die volle realiteit te wees nie. Tensy die werklike tabernakel na ons toe kom. En vriende, dit is wat Jesus doen. Hoe beskryf Johannes dit? En die woord het vlees geword. En onder ons kom woon. Ons weet hier is die woord vir tabernakel en tent opslaan. En ons het hier is die woord heerlikheid aanskou. Die heerlikheid wat niemand kon sien nie, het ons aanskou in Jesus. 'n Heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Sien ons die wonder van wat hier gebeur het. Ons het dit gehoor, maar vriende, dit is so kosbaar dat Jesus aarde toe gekom het. Dat God in sy liefde kom tabernakel onder ons. Die tabernakel wat vir hoofstukke beskryf was, opgesluk in Jesus as mens, sonder enige wolk, en ons wat die heerlikheid van God kan sien in hom. Daar is geen grense of beperkings nie. Want Jesus kom nie net as God die Seun nie. Hy kom as die finale hoëpriester en werklike middelaar. Vriende, hy doen iets werkliks met ons sonde. Luister mooi. Jesus het as ons middelaar ons sonde gedra op die kruis. En toe hy sterf, toe skeur die voorhangsel van toegang tot God. As ons groot hoëpriester het hy die ware hemelse heiligdom binne gegaan met sy eie bloed vir ons 'n ewige verlossing bewerkstellig. Vriende, waar Moses nie kon ingaan nie, het Jesus ingegaan. En het die weg vir ons oopgebreek. En daarom kan ek en jy ons nou die hemelse heiligdom ingaan met vrymoedigheid en waarlike gemeenskap en vriendskap en intimiteit met God geniet. Dis ons laaste punt, gemeenskap met die tabernakel. Vriende, wat hierdie beteken is dat die vraag wat ons al heel oggend vra, gaan ons nou sy heilige teenwoordigheid geniet, is 'n 100% ja vir my en jou in Jesus. En so wat doen ons met hierdie? Hoe moet ons reageer? Hoe moet ons dink oor hierdie? Kyk wat sê Hebreërs 10. Ons het hierdie gesing nou, maar dit is so mooi. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. En so laat ons daarom ingaan met opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Dalk klink al hierdie baie tegnies.
Maar vriende, ek ken nie elkeen se storie nie. Dalk sit jy vanoggend hier met 'n sondige gewete, met skuld, met skaamte. Jy voel dalk ver van God af. Jy was dalk nog nooit naby nie. Hoor vanoggend die goeie nuus. Jesus neem jou sonde, jou skuld, jou skaamte en hy was dit skoon met sy bloed. Glo met alles in jou dat dit vasgespijker is aan die kruis. Glo dat daar is geen meer grense tussen jou en God nie. Die God wat jou geskep het, met die een doel om hom te geniet. Jy kan na hom toe gaan met vrymoedigheid. Hy nooi jou, jy wat ver voel, kom en geniet in Christus, wat Israel nooit ten volle kon geniet nie. Vriende, een manier, een uit baie maniere hoe ons hierdie kan doen is deur gebed. Gebed is die sleutel van toegang tot God se teenwoordigheid. So bid. Bid alleen en bid in gemeenskap. Skep spasie daarvoor, skep tyd daarvoor in 'n wêreld wat al ons tyd wil vat, veg vir dit. Want deur die Heilige Gees woon Jesus nou in jou. Die heerlikheid wat Moses nie kon sien nie, nie kon ingaan nie, daai selfde heerlikheid is in jou. Ons is nou God se tabernakel, ons is die plek, jy en ek, waar hemel en aarde ontmoet. Wat 'n voorreg! Wat 'n vrymoedigheid kan ons nie dan hê om te kom na God toe nie. Moenie dan leef soos 'n Israeliet wat van 'n afstand moet kyk na die tabernakel, amper bang vir God se teenwoordigheid nie. Leef as 'n kind van die Vader wat jy nooi om op sy skoot te kom sit en te sê, geniet my. Vriende, God soek jou. Nie net jou goeie gewoontes of jou goeie voorkoms of jou loyaliteit aan die kerk of jou goeie voorgeen nie. Hy soek jou. Alles van jou. Want hy het alles van homself gegee om dit te bewerkstellig. Kom en geniet sy teenwoordigheid. Vriende, ek wil 'n storie deel wat vir my baie beteken het. Dit is van Jonathan Edwards, 'n bekende prediker en teoloog wat deel was van die groot herlewing in 1733 in Amerika. En hy skryf die volgende ervaring in 'n persoonlike getuienis. En ek dink dit vat so mooi saam wat ons nou kan geniet in God. Lees saam my. Once, as I rode out into the woods for my health in 1737, having alighted from my horse in a retired place, as my manner commonly has been, to walk for divine contemplation and prayer, I had a view that for me was extraordinary of the glory of the Son of God, as a mediator between God and man, and his wonderful, great, full, pure and sweet grace and love, and meek and gentle condescension. The person of Christ appeared ineffably excellent, with an excellency great enough to swallow up all thought and conception, which continued, as near as I can judge, about an hour, which kept me the greater part of the time in a flood of tears and weeping aloud. I felt an ardency of soul to be what I know not otherwise how to express, emptied and annihilated, to lie in the dust, and to be full of Christ alone, to love him with a holy and pure love, to trust in him, to live upon him, to serve and follow him, and to be perfectly sanctified and made pure with a divine and heavenly purity. Hierdie was nie 'n visioen nie. Hy het nie geglo in visioene nie. Maar dit was 'n ervaring van die heerlikheid van Christus wat beskikbaar is vir jou en vir my in Jesus. Ek pleit by julle vanoggend, smag
smag met alles in jou na die asemrowende, lewegewende, vreugdevullende, heilige teenwoordigheid van God. Hy wag vir jou. Vriende, die dag van my troue was alles pragtig, alles het gegaan soos beplan. Maar toe die groot oomblik eintlik aanbreek vir Megan om in te stap, en almal staan op, en die musiek speel, toe het die son se strale so helder geskyn, dat ek letterlik nie Megan kon sien nie. Ek het geweet sy is hier, ek het gehoor sy is hier, maar ek kon nie wag dat sy nader kom, en ek die sluier kan wegvat, en haar van aangesig tot aangesig geniet nie. Vriende, God het naby gekom deur Jesus. In ons kom woon deur die Gees. En deur geloof geniet ons God. Maar ons weet, dat daar is selfs nog meer. Daar kom 'n dag, die werklike groot dag, waar Jesus terugkeer, en wat ons God wel aangesig tot aangesig gaan sien. En so ek sluit af met Paulus se woorde. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek en jy ten volle geken is. Kom ons bid. Here, ons kan nie anders as om in absolute dankbaarheid voor U te kom, na die troon van genade in absolute vrymoedigheid, te dank aan die bloed van Jesus wat ons sonde skoon was, sodat ons nou kan praat met U as 'n vriend, as ons Vader, en gemeenskap geniet deur geloof. Here, maak hierdie gemeenskap 'n werklikheid vir elke persoon hier. Dies wat al so lank dalk verlang daarvoor, maar so skaam is en so ver voel, mag hulle sien en Jesus kan hulle naby kom en U ten volle geniet. Die een wat hulle geskep en vorm het, die een wat hulle meer ken en dieper ken en ten volle ken. Here, ek bid vir dit en ek bid vir daai waarheid in die naam en in die krag van Jesus. Amen.